Let the one who hears the Savior say, come. And let the one who is thirsty come. Saai, lekker. Nou moet ek aan die gang bly na daai koek, dat die suiker maar nie drop nie. Ek het so goed begin hierdie week, 2 keer slaai geëet, en nou is ons op die suiker. Maar ek spot net. Dis hoekom ek hard moet oefen, anders gaan ek 'n potjie rol word. Ek kan mos nie nee sê as iemand vir iets gee nie. Nee, ek dink is ongeskik eintlik dan, hè. Dis my verskoning. Vader, dankie, ek loof en prys U naam. Ons het so lekker al gebid vir oggend. Dankie vir die woord, dankie vir die gebede. Ek bid dat die woorde van my mond vir oggend en die oordenking van ons harte vir goed sal wees. Heilige Gees, dankie dat U vir ons die woord oopbreek vir oggend, spesifiek hierdie gedeelte wat ons vir oggend gaan doen. Vader, dankie dat U woord waar is. U is die woord, ons eer U naam. Amen. So ek het vir oggend goed gedink om Jakobus net so te pause na Jakobus 2, voor ons na Jakobus 3 toe gaan, wat natuurlik gaan oor die tong. Ons is nou, voel of Jakobus net raas met ons deeltyd, né? Maar eintlik wat Jakobus wil doen, wil net vir ons die wys, wat is die verantwoordelikheid van Christendom? Omdat ek en jy groot geword het dalk in tradisionele kerke, wat jy nie uitgeroep was tot verantwoordelikheid nie, wat jy nie uitgeroep was om op die water saam met Jesus te loop nie, kan van hierdie goed bietjie hard wees, maar vir die eerste eeuse Christene en Christene deur die eeue is dit die normale lewe. As jy jou hand opsteek vir Jesus, is die verpligting op jou om die wêreld te gaan vertel van hom. En dis nie net gemaak vir pastore, predikante, evangeliste, missionaries, sendelinge nie, dit is gemaak vir elke kind van die Here. Alright, en in daai proses wat jy dit gaan vat vir mense, moet jy aan jou eie heiligheid werk. Elkeen van ons, die onus lê op elkeen van ons, die verantwoordelikheid lê op elkeen van ons, om ons self positief te kry in die Here. En as jy positief is, en jy is aan die gang, het hoef nie net 'n exhorter of evangelist te wees, nou ons wat aan die gang is nie. Elke mens is wat 'n Christen is, om so baie hierdie goeie nuus uit te vat, en vandag wil ek net so 'n bietjie pause en so 'n bietjie bemoedig, en vir julle net wys op die einde van die dag, kan ek en jy dit nie doen, niks wat Jakobus sê, sonder die doping of die invulling met die Heilige Gees nie. Anders gaan jy het jou eie effort uitdoen, en ek en jy het met hierdie verhaaltjie van die barmhartige Samaritaan groot geword, al die jare wat die kerk die onus op my en jou geplaas het, om dit te gaan doen. Onthou julle? Wees dan soos, ek gaan nou nie vooruitloop nie, anders gaan julle, ek weet nie of iemand al gehoor het, siekie oor praat nie. Het iemand al? Ek het dit al gepreek by Siloam, maar hulle net vergeet al dalk, maar is goed, dan hoor ons dit weer. Alright, ons het almal groot geword met die verhaal van die barmhartige Samaritaan, so kom ons kyk gou-gou, hoe Jakobus, en spesifiek hierdie stuk wat ons laasweek gedoen het, Jakobus 2 vanaf vers 14 tot 17, wat baat dit my broers, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom tog nie red, die tipe geloof kan hom nie red nie, so geloof sonder werke kan jy nie red nie, jy word net gered deur die genade van Jesus, maar nou dat jy gered is, moet die vrugte begin groei, sodat daar werke kan kom. Alright, en met almal is dit anders. Elkeen se journey is anders, maar wees net op 'n journey. Wees net op 'n journey. Stilstaande water vrot. Ons weet dit mos, muskiete klim op dit en dit raak so groen. Dis met stilstaande water. Ons moet vloeiende water wees. Alright. As dan nou 'n broer of 'n suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir hulle liggaam nodig is nie, wat baat dit? Net so ook is die geloof, as dit geen werk het nie, op sigself dood. So, as iemand in nood is, dan help ons. En dit, ek het laasweek gesê, en nou gaan die wêreldse kerke oral uit en hulle doen sendingwerk, verfkerke, verfskoolgeboue, goed, dis alles goed, dis nie, wat ons dit nie moet doen nie, ons moet dit doen, maar dis nie die, wat wil gesê word hier deur Jakobus.
Hy sê, deur hierdie voorbeeld te gebruik, sê hy vir jou, wees aan die gang vir die Here. Help mense. Ons moet mense help, want ons is gehelp, en dis waar hierdie verhaal gaan. Omdat ons gehelp is, moet ons ander help. Mense is stikkend, is siek, weet nie die waarheid nie. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 6, daar skanse in hulle koppe opgewerp teen die waarheid. En is jou en my werk om daai leuns af te breek deur vir hulle die waarheid te vertel. Johannes 8:32 is bevryding. Ons gaan nou die bevrydingsseminar doen oor 3 weke. Woon dit by dat jy geëkoop kan word, want elkeen van ons moet bevryding kan doen. Elkeen moet. Die opdrag is, gaan verkondig die evangelie van die koninkryk, bid vir siekes, jaag demone uit. En ek gaan vir jou wys hoe werk het om demone uit te jaag. Hoe jaag ek demone uit? Ek praat met mense die waarheid, sê Johannes 8:32, en die waarheid sal hulle vrymaak. Haai, kan jy glo, dis bevryding. Nie Barabbas City, daai is ook nou daar. So nou en dan kry jy so 'n verrassingkie, maar dan weet jy wie jy is in die Here. 99% van bevryding is, jy gee vir mense waarheid. En die waarheid maak hulle ek het nie geweet nie. Ek het nie geweet nie. En dan weet hulle. En dis hoe mens gedisipel word, jy leer om te weet, sodat jy kan vir ander gaan vertel. Ok, good. So kom ons lees die verhaal van die barmhartige Samaritaan, en dan gaan ons gou 'n bietjie kyk na hierdie verhaal, en dan in hierdie verhaal gaan jy dalk iets leer, en jy gaan dalk iets sien wat jy nog nooit in jou lewe gesien het nie. Ok, wie het almal op sonnaskool groot geword met die barmhartige Samaritaan? Almal van ons, né? Ons almal ken die storie. Is iemand wat nog nooit gehoor het van hierdie verhaal nie? Wees eerlik. Was jy nie in die kerk nie? Ok, maar almal ken die verhaal. Ek bedoel, daar het in Hollywood al flieks gemaak, dis 'n marathon. Dan kom hierdie ou na red uit die armes. Skiet die tsotsies dat hulle kuive bars. Verstaan jy? Nee, mos dis nou 'n marathons. Ons moet Samaritane wees. Alright. Ok, good. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat hom versoek het, is nou vir Jesus deur te sê, meester, wat moet ek doen om ewige lewe te beerwe? Dat is die eerste vraag, daar's 2 vrae. En 'n antwoord is altyd Jesus, ek hou daarvan, wat is in die wet geskrywe, hoe lees jy dit? God sê altyd die vraag teruggooi na jou, toe weet dit. As jy God sekere vrae vra, antwoord hy jou glad nie, want is in die Bybel. En ander vrae, sal hy vir jou die teenoorgestelde vra, hy sal jou op die spot sit. Glo my, dis hoe God werk. Niemand het God nog ooit vasgevra nie. Alright. En hy antwoord en sê, jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, uit jou hele siel, uit jou hele krag en uit jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Toe sê hy vir hom, jy het reg geantwoord, doen dit en jy sal lewe. Maar hy wil homself regverdig, typies, jy sal sien, hierdie wetgeleerde is eintlik 'n prokureur, en hy wil homself regverdig. En hy sê, en wie is my naaste? Nou probeer hy Jesus vasvra. En Jesus antwoord en sê, vertel hy hom 'n storie, hierdie is nie 'n gelykenis nie. In die Bybel staan dit bekend as 'n gelykenis, maar is nie gelykenis nie. Ek gaan vir jou wys hoekom nie. 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy aan die ander kant verby, en net so het ook 'n leviet by die plek gekom, hom gesien, en aan die ander kant verby gegaan. Maar 'n sekere Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy innig jammer gevoel, en na hom gegaan, en sy wonde verbind, en olie en wyn daarop gegooi. En hy het hom toe op sy eie pakdier gehelp, en hom na 'n herberg geneem, en vir hom gesorg. En toe hy die volgende môre weggaan, haal hy 2 pennings uit, en gee dit aan die eienaar van die herberg, en sê vir hom, sorg vir hom, en enige onkoste wat jy nog meer mag hê, sal ek jou betaal, as ek terugkom. Wie dan van hierdie 3? Wie dan van hierdie 3, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers val? Jy sien, ek en jy kies altyd die ander een wat op die pad lê. Hy is ons naaste wie ons moet help, maar dis nie die wat Jesus vra nie. Hy sê, wie van die 3? Die priester, die leviet of die Samaritaan is naaste van hom wat op die pad lê. Sien, ons moet ons naaste help en lief hê vir onsself. Ons dink die naaste is die ou op die pad.
Dis nie die vraag hier nie. En daar het ons vir eeue al die storie gemis. Dis nie die vraag nie. Alright. Wat moet ek doen om te lewe is die eerste vraag. Hy sê, wat sê die wet? Hoe lees jy die wet? Hy sê, die Here God lief hê en jou naas jouself. En hy sê nou maar, wie is my naaste? En Jesus dadelik vertel 'n storie, 'n verhaaltjie. Wie van hierdie drie dan was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En hy antwoord, sekere vertaling sê, hy sê so, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het, hy sê, the one who showed mercy, I suppose. Dit is een typies I suppose. Nee? Toe sê Jesus vir hom, gaan en doen jy net so. Alright, kom ons kyk bietjie, ons gaan bietjie die verhaal ontleed, en dan mag die Here Jesus Christus vir jou iets wys hierso. Good. Wie is my naaste? Verseker almal op die Jerigo-pad. Ons moet mense help. Dit is ons as kinders van die Here se werk. Ek het laas so 'n bietjie daaroor gepraat. Maar vra vir die Here wysheid. Veral wanneer jy met mense werk wat 'n need het finansiëel of wat ook al. Het jy regtig wysheid nodig. Moenie net help omdat help is nie. Vra vir die Here hoe om te help. Alright. God sal vir jou jou ontsettende wysheid gee. Wat jy amper daai persoon gaan challenge. Alright. Maar dis wat ons wil doen. Ons wil mense help uit hulle nood uit. Nie net tydelik nie. Ons wil hulle amper permanent help. Is dit nie beter nie? Ja, dis wat ons wil doen. Nie tydelik nie. En dan is daar nog die moontlikheid as jy finansiëel help dat die finansies vir iets anders gebruik gaan word in plaas van kos. Nee, en dit wil ons nie hê nie. God wil nie ons moet mors in die koninkryk nie. Ok. Ook nie jou tyd mors nie. Dis baie kosbaar jou tyd, hoor. Good. Verseker almal op hierdie pad. Verseker moet ons mense help en deernis hê, compassion vir mense hê, altyd. Maak nie saak hoeveelste keer die persoon na jou toe kom nie, maak nie saak hoe die persoon jou irriteer nie, moet ons altyd compassion hê. En partykeer stuur die Here sulke persone op jou pad om jou hart te toets. Ek het 'n vriend, hy's in 'n ander kerk in die dorp Colin, en hy is die oggend op pad kerk toe, en hier staan 'n swart man by die hek, en hy's nou haastig. Ek dink ek het die storie al vertel, maar ek vertel hom weer. En die ou vra van hom, maar ek het nie nou tyd om te help nie, en hy klim in die kar, en hy ry en maak die hek toe. Toe hy so om die draai, ry die Here van my, jy geweet, daai was 'n engel. Hy draai om en soek uit, hy het tot vandag toe nog nie gekry nie. So pas op. Die Here kan mense so op jou pad stuur om jou hart te toets. Alright, maar vra vir die Here wysheid in elke situasie. Moenie net mense wegjaag nie. So elke keer as iemand na ons toe kom, praat met die persoon, challenge die persoon, sê, hoorie so, ons het nie geld nie, maar hier's 'n koffie, hier's 'n koekie, en bid vir die persoon, at least. Ok, so. 1 Johannes 3 vers 17, maar wie die goed van die wêreld het en sy broeder sien gebrek ly en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met tong nie, maar met die daad en waarheid. En dan Jakobus 1:27, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader is dit, om wese en wedes en 'n verdrukking te besoek en julle selfvlakke. So ons moet uitgaan en barmhartigheid bewys aan 'n stikkende wêreld. Dis ons werk. Alright, so, voor ek nou voortgaan met die storie, skiet ons dit nou nie uit die water uit nie. Ok, maar dis nie waar hierdie storie gaan nie. Wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? Om die ewige lewe te kan kry, het ons iets nodig, en ons weet wat dit is, maar dis waar hierdie storie gaan. Good. Daar's egter baie meer wat steek agter die gelykenis, indien ons harte sal oopmaak vir die Heilige Gees om ons te leer. Toe die Here vir my die dag die leer, toe sit ons 'n wêreld het my oopgaan. Want jy sien, as ek en jy nie hierdie verstaan nie, gaan ons goeders in ons eie krag doen. En dan is ons baie keer maar teleurgesteld in onsself, en ons kan nie die mas volhou nie. Of is dit die regte woord? Ons kan nie die pas volhou nie, mas volhou nie. Alright, die pas volhou nie. Good. 'n sekere wetgeleerde, kom ons kyk gou 'n bietjie. Vra 'n vraag. A certain lawyer, sê die Engelse Bybel, so dis 'n lawyer, okay? 'n kenner van die Mosaïkiese wet van Moses, die Torah, of die eerste 5 boeke van die Ou Testament, die Pentateug, staan dit bekend in die as Afrikaanse
dominees dit so jou vir verduidelik. So dit noem nie die Torah nie, maar die Pentateeg is die eerste 5 boeke van die Bybel. Goed, wat moet ek doen om gered te word, is die eerste vraag, Lukas 10:25, en wie is my naaste, Lukas 10:29. Jesus sal altyd ons vrae beantwoord, maar nie altyd soos wat ons verwag nie. Onthou dit altyd. As jy regtig die Here, en baie van ons het issues, ons almal het issues, baie van ons, nie ons almal, kom ons sê dit nou, ons het almal issues, want daar is baie keer 'n uitroep van ons, wat jy dalk in die oggend stort, of in die bad lê en sê, Here, en jy vra die vraag. Kan ek gou 'n voorbeeld gee? Ek het vanoggend, moet ek nou die koffie gaan haal, wat ons nou klaar betaal het, by Werner en Melissa, en hulle by in daai kant van Potch, en ek moes eintlik al gister, maar ek was nou nie lus om al die kant daai kant toe te ry nie. Toe dog ek nie, ek sal dit sommer gou vanoggend optel, op pad, Carletonville toe. Nou, om van Bailey af te ry, tot daai kant van die dorp, is aan die kant universiteit, dit is nie ligte boere musiek nie, hoor, kan ek dit vir jou vertel. Maar nou verry ek verby Fire and Fragrance, en ek probeer so lank al om vir Gabriel nie aan te kry my nou nie, want die Here het vir ons woord gegee in hierdie kerk. Ons moet begin, die jeug in hierdie dorp, die tieners veral, moet ons werk van maak. En op pad, ek sê, yes, Here, wanneer gaan nou Gabriel nou in die hande kry? Wat moet ek doen? Help my net asseblief, sommer is in my gedagtes. Dat ons net iets kan begin met hierdie jeug. Kom maar by Werner, hy ry dit toe net uit, nee, Melissa is daar, kan dit net optel, sy die 4 pakke koffie en haar klein dogtertjie staan langs aan, hier is die koffie, hier staan ek en sy geld, en net daar, sê die Here vir my nou, hoekom het jy nog nooit vir Werner gevra nie? Jy weet, Werner het sy werk gelos, hy het by Daniel Colena het oorgeneem by Reinhard Bonke, hy het hulle kursusse gedoen, hy gaan oral skole en doen hy crusades. Sê jy vir my, begin met hom 'n crusade. Sien jy en hy die skoolhoofde van hierdie dorp, en begin onder die jeug. En weet jy wat sê die Here vir my? En dan moet julle Vrydag aan reg wees, want dan waantoe stuur ons nou daai kinders? Dit is lekker om 'n crusade te hou, maar wat doen ons dan met die kinders? So, is ons al reg vir dit? Dankie Jaco, jy sê, gaan jy kom help Vrydag aande? Ek hoop so. Amber en Brendan hulle gaan hulle hande vol hê so. Men sien nou maar van daai kinders, sien nou van 'n skool van 1000 kinders kom daar 40 op Vrydag aande. 40 is amper al meer as die kapasiteit wat ons kan handle nou soos ons is. Maar bring hulle. Sien jy vinnig kan die Here antwoord. My antwoord nie soos ek dink nie. Ek het hierdie plan, maar met die Here net gesê, pas jy net vra, ek het eintlik 'n ander plan. Dis hoekom jy hier sit. Dis hoekom jy Saterdag aand gebid het. Het jy nie opleiding Saterdag aand gekry nie? Ja, weet jy wat gaan jy spesifiek vir die jeug doen? Presies wat ons hier doen, gaan ons vir die jeug doen. Ons gaan hulle die woord leer. Amber is klaar besig om Johannes vir ons saam te vat in 'n bundel. Ons gaan vir hulle boekies gee. Hulle gaan die boek Johannes doen. Ons gaan vir hulle 'n Gospel of John Bybeltjies gee. En Werner hulle gaan ons help in die begin net om van die grond af te kom. Ons gaan vir hulle goed gee. En ons gaan besig wees. Alles wat jy hier Woensdag aand gedoen het, gaan jy met hulle doen. Want hulle gaan gebid en vorm word, demone gaan moet uitgaan, tradisionele witchcraft moet uit hulle uitkom, al die tipe goed. So ons gaan besig wees. Ons gaan met daai week crusade ook met help. En wil ons dit regtig doen, dit gaan ongemaklik wees. Ek meen, dit gaan jou besig hou. Jy gaan moeg wees, want jy gaan nog met werk die dag, en dan gaan jy in die aand moet kom help in die crusade. Jy sien, ons wil baie goed hê vir die Here. Maar ons moet weet, dit gaan 'n bietjie van ons vat, né? Dis net wat ek wil sê. So as jy vir die Here vra, daar het hy my nou 'n idee gegee. En nou gaan dit ons werk wees om dit te doen. En Jesus gaan dit nie doen nie. Ons gaan dit doen. Hy het vir ons nou die kapasiteit gegee. Hy het nou ingekom by Gimmies, en Gimmies gaan 'n week crusade. Die skool soek nie 'n aand nie, hy soek 'n week crusade. As Gimmies dit kan doen, hoeveel te meer het ons dit nodig hier? In hierdie dorp, waar die kinders vanaand soos druglords te kere gaan in hierdie dorp. Dis soos 'n war zone op 'n Vrydag aand. Hier nie een straatlig werk nie en oral ry duiwel rond. Is gevaarlik om op straat te loop. Is in Potchefstroom, hoor, kan ek dit weer vertel. Is gevaarlik in die aand om rond te loop in Suid-Afrika. So ons met daai kinders wat rondloop, moet ons by die kerk kry. Okay. So ons moet by, ja, maar die Here sal dit doen. En dit is wat ons nou gaan sien, die Here gaan dit doen. Ek en jy kan niemand verander nie. Ek sê vir sê, dit is die bonatuurlike werk van die Heilige Gees nodig. Hier's wonderwerke wat in ons kerk gebeur, ek gaan nie nou daarvan praat nie, maar
van vrouens en mans, wat so draai, nie omdat ons so goed teach of iets nie, is omdat die Heilige Gees hulle aanraak. Dis die Heilige Gees, en as die Heilige Gees jou aanraak, dan kan jy oop wees vir wat jy hoor hierso. Ja, die grond word bewerk deur die woord wat gegee word, maar ons het die bonatuurlike krag, ek wys nou na my arms, dit gebeur met julle almal, hande oplê op mense, die krag van die Here kom doen die werk in die hart. Dit kan nie anders gebeur nie. So daai mense gaan op 'n crusade die woord hoor, hulle gaan geïnteresseerd wees, hulle gaan kom, wat het in elk geval anders op 'n Vrydag aan te doen? Baie gaan dronkie aankom, baie gaan onder die invloed van dwelmsie aankom, onder die invloed van witchcraft, en wat hulle nodig het, is die donkies wat hulle hande lê op die skapies. En dan gaan die Heilige Gees sy werk doen, en dan gaan hulle oop raak en bevry word, sodat hulle die woord van God kan hoor. En dan gaan ons besig wees. Dan gaan ons nie net wol kan insamel nie. Dan gaan ons moet vir die kinders klere kry. Ja, so, ek is opgewonde. Weet jy, al verander net 20, maar ons wil nie net 20 moet verander, ons wil die dorpse jeug moet verander. Imagine that, 'n dorp wat almal afskryf. Wie wil Carletonville toe gaan? Wie wil Western Area toe gaan? Dis tough daar. Alright. Wat moet ek doen om gered te word, die twee vrae? Jesus sal altyd ons vrae beantwoord, ek het dit nou gesê. Good. Karakters in die storie, kom ons ontleed hom bietjie. As 'n sekere man, daar lê op die pad, die priester en die leviet, ek is vandag nog kwaad vir hulle, omdat ek die ding nie reg verstaan het, nie? 'n sekere Samaritaan, en natuurlik moet ons nie vergeet van die eienaar van die herberg, of die herbergier nie. Daar's 4 karakters in die storie. Good. Adam, die man wat op die pad lê, die eerste ene, is Adam, is die mens. 3 dinge het met hom gebeur. Want Johannes 10 vers 10 sê ons wat die volgende, die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Good. Hy is uitgetrek, strip of his raiment, sê die Bybel. Armoede, Johannes 10 vers 10, sê die dief het kom steel. Hy het kom steel. Hy is geslaan, wounded him, siekte, Johannes 10 vers 10, sê dit die dief kom om te slag. Half dood gelos, geestelike dood. Die dief kom om te verwoes. Johannes 10:10, die woorde as apolumi, perish or lose. Daai verwoes, you lost something. Jy lose iets. Die mens was volmaak. Hy kon met God praat, hy was gees, siel, liggaam, perfek. Hy het geheers. Toe kom die dief, toe steel, slag en verwoes hy, en hy los die mens half dood. Want jy was sonder gees. Gees het nie weggegaan nie, gees het dormant geraak, en jy word dom. Jy is net siel en liggaam. As jy siel en liggaam is, maak nie saak hoe jy jouself educate met hoeveel grade nie, jy is dom. Want jy het nie gees nie. Jy het intellek in jou siel, in die 3-6% wat ons gebruik, het jy intellek. Maar jy het niks gees nie. Niks nie, dan is jy eintlik lewendig dood. Jy geweet, as skrif dit gaan vanaf jou wys. Jy is lewendig dood. Ek kom by baie plekke waar ek preek, wat ek genooi was, en al die plekke en genooi word, dan is dit die kerk vol dooie mense. Hulle kan nie hoor, en dan hoor mens, as mens praat en jy sien, hoe die gees liggies begin aankom, want hulle was half dood. So die man op die pad verteenwoordig Adam, die mens, hy lê half dood. Die dief het kom steel, slag en verwoes. Die drievoudige geval van die mense, Genesis 3. Hoor wat sê Genesis 2:17, dying, thou dost die. Dis die Young Living Translation, die woorde daar is, dying, you shall surely die. As jy van daai eet, dying, you shall surely die. Hulle het nie fisies dood gegaan, hy het nog 930 jaar oud geword. Maar hy was geestelik dood, dan is jy dood. Jy is dood. Moth is dying, tamoof, you will die. 1 Timotheus 5 vers 6, is lewendig dood. Lewendig dood. In konteks daar praat dit van baie ander sondes. En as jy daai sondes en in daai sondes is jy lewendig dood.
Jy lewe dalk, maar jy is dood. Efesiërs 2:1 en julle, dis nou ons wat langs die pad gelê het, dis ons almal, het hy lewend gemaak, wat dood was, deur die misdaad en die sondes. Die mens was dood. Die sekere man wat langs die pad lê. Ons gaan nou verder na die ander karakters kyk, en kyk wat hulle beteken. Good, die priester en die leviet, hulle het die ou gesien, hulle het om hom gestap, en hulle kon hom nie help nie. Verteenwoordig die wet, het jy dit geweet? Daar was toe nie 'n regte priester en leviet nie, en ek is nog vandag kwaad vir hulle. Hoe kan hulle ou net daar los? Hulle is Jode, dit was 'n Joodse ou wat daar gelê het. Nou kom 'n buitelander en help die ou. Verteenwoordig die wet. Jy kon net in 2 dele van die tempel gaan. Jy kon nooit in die 3de deel van die tempel ingaan. Want die 3de deel van die tempel is gees. God se gees was daar. Half dood mense kon nie daar ingaan nie. Die hele Ou Testament. Eenmal 'n jaar kon 'n hoofpriester daar ingaan. Eenmal 'n jaar, en word hulle maklik met 'n tou vas. As hy dalk dood neerslaan, dan sleep hulle hom uit. Ons kon net ingaan by die brandofferaltaar, die koper waskom, ons kon in die trappies oploop en in die voorhof ingaan. Die eerste gedeelte. En daar was die tafel van toonbrode en hulle die kerse aan die gang gehou van die menorah. That's that. En hier kom die priester en die leviet wat die wet verteenwoordig, en hulle kon nie die man help wat op die pad lê nie. Hulle kon hom nie help nie. Slegs die hoofpriester eenmal 'n jaar, en die allerheiligste 1 Korintiërs 15:56, die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Romeine 3:20, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van die sonde. Die wet was daar om vir die mens te wys, hoe ver het jy geval? En dis hartseer, né? Daar sou nie 'n wet gewees as ons nie geval het nie, want ons was volmaak, hulle het nie kennis gehad van sonde nie. Hulle was perfekte mense. Romeine 7:7, wat sal ons dan sê, is die wet sonde? Nee, stellig nie, inteendeel, ek sou nie sonde anders as deur die wet geken het nie, sê Paulus, want ek sou ook die begeerlikheid nie geken het nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar omdat die wet sê, jy mag nie, nou besef jy, ek onthou, voor ek lewendig geword het, toe ek half dood was, het ek sonde begeer. Ek my nie geplan nie. Ek nie die wet geken as 'n Jood nie. Ek didn't give it the time of day. Ek het seker goed instinktief geweet wat jy nie moet doen nie, but I pushed the boundaries. En toe ek die gees van God inkry, die volmaakte wet, toe weet ek, hoorie, dis verkeerd. Ek moet nou ophou om dit te doen. Voordat ek nie eens besef is verkeerd nie. Ek nie besef wat dit aan my doen nie, of aan my huwelik doen nie. Verstaan? Kan ons nou maar die priester en leviet vergewe? Die 2 karakters, wat iets verteenwoordig. Op die Jerigo-pad. 'n sekere Samaritaan, eerstens was hy op reis, nie per toeval nie, gekom met 'n plan. God het jou kom haal, hy het jou gekies, nie jy hom nie. Hy het innig jammer gevoel, hy het compassion. Oral in die Bybel kom Jesus op die toneel, hoor jy Matteus 9:33. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Is dit nie mooi nie? En toe Jesus, Matteus 15:32, 14:14, en toe Jesus uitgegaan het, het hy groot skare gesien en innig jammer vir hulle gevoel, en hy het siekes gesond gemaak, want hulle is half dood. Hulle is siek. Matteus 15:32, toe het Jesus sy disippels na hom geroep en gesê, ek voel innig jammer vir die skare, omdat hulle al 3 dae by my bly en niks het om te eet nie, en ek wil hulle nie graag honger wegstuur nie, sodat hulle nie miskien op die pad beswyk nie. Jesus, in daai woord, daai innig jammer is compassion. Hy het compassion vir die mens, wat daar dood lê. Die God wat die mens gemaak het, lê die mens dood langs die pad. Hulle is dood.
Dis by hulle gesteel, dis by hulle geslag, hulle is verwoes. Vers 34, die olie en die wyn. Wie gee iemand se wonde olie en wyn? Het jy al daaraan gedink bietjie? Gooi olie, op 'n septiese hou, 'n bloedwond, gooi olie op, is nie wat jy doen nie. Jy moet iets daarop gooi wat hom droog moet maak, is nie, en skoon moet maak. Nee, ja, dis seker maar spesiale olie nie, hè? Olyfolie. En wyn. Hoe gooi jy wyn op 'n wond? Ek meen, daar was baie beter krye daai tyd om op wonde te sit. Hoekom sê hy olie en wyn? Kom ons kyk. Olie, kennis om God te ken, hoe kry en die ewige lewe te kan kry? En hoe kry ons dit? Dit verteenwoordig die Heilige Gees. Hy moes die mens die Gees teruggee, die Heilige Gees. Dit verteenwoordig regenerasie, herstel en vuur om te brand, die olie. Wyn, genade en die bloed van Jesus, wat ons skoon was van ons sonde. Die olie en die wyn is 'n tipe van God se Gees en die bloed van Jesus, wat ons kom lewend maak, waar ek en jy dood was in ons sondes. Dis al wat die mens wat half dood was, kon gesond maak. Is die olie en die wyn, wat hy vir ons bring. Psalm 104 vers 15. En dat die wyn die mens se hart kan bly maak, om die aangesig te laat blink van olie, en dat brood die mens se hart kan versterk. Brood, natuurlik die woord van God. Alright, jy gaan die PDF kry, van hierdie, en natuurlik die vierde karakter, is die herbergier. En die herberg is die kerk. Die kerk moet reg wees, om die halfdooie mense wat nou lewend geword het, te kan ontvang. En sad to say, die afgelope 2000 jaar, het baie min kerke dit gedoen. Om die siekes, wat nou net op die pad gekry is, te kan versterk. Plek van veiligheid, daar leer jy van die koninkryk, fellowship, saam met jou broers en susters in die Here. Herbergier is die Heilige Gees. Johannes 14:16, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle bly tot in ewigheid. Johannes 14:16, die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien, hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En ek kan vir jou baie skrif oor die Heilige Gees gee, want dit is een van my favorite subjects. Daar lê die mens half dood langs die pad. Die Lewiet en die priester stap om hom, kan hom nie help nie. Toe kom daar 'n sekere Samaritaan. En hy gee die man, hy help die man langs die pad. Hy gee vir hom olie en wyn. Maar hy los hom nie daar nie. Hy sê, ek sê julle nie as weeskinders los nie. Onthou jy, Johannes 14? Hy gaan boek hulle in, hy begin sy kerk, en hy is die hoof van sy kerk. En wie is die herbergier? Heilige Gees. Heilige Gees. Johannes 14:26, maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles, wat ek vir julle gesê het. Is dit nie mooi nie? Is dit nie mooi nie? Ek hoop nou nie, ek breek te veel childhood memories van die barmhartige Samaritaan vandag nie. Nee? Hy ou storieetjie van ons. En ons stop nie. Hierdie is 'n Rembrandt, as jy dit nie geweet het nie. Soos hy van die herbergier, ek het 'n kleur een, ek kom nie nou, ja daar's hy, daar's Rembrandt se herberg skildery, is mooi ne? Daar so, help die mense, die stikkende man van die pad af, en daar's die Here besig om ons in te boek, by die kerk, by die herberg. Vers 35, 2 pennings, 'n dag se loon. Niks is verniet gesê nie, alles beteken iets. Maar as jy nog navorsing glo ek, jy gaan nog dieper goed afkom in hierdie storie. Matteus 20:1, want die koninkryk van die hemele is soos 'n huisheer wat vroeg in die môre uitgaan het om die arbeiders sy wingerd te huur. En nadat hy met die arbeiders ooreengekom het vir 'n penning op 'n dag, stuur hy hulle in sy wingerd. So 'n penning was 'n dag se loon. 2 Petrus 3:8, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar is een dag. En hoeveel pennings het hy gegee? 2. 2000 jaar van die kerk. Hy boek ons in die kerk se tyd 2000. 2 pennings. Is dit nie mooi nie? 2 pennings. Nou die vraag, vers 36.
Wie dan van hierdie 3? Jy mag nie die man kies wat in die pad lê nie. Luister gou hierso. Jy kan nie die ou kies wat in die pad lê nie. Kan ek dit weer sê? Jy mag nie die ou kies wat in die pad lê nie. Die kerk het die ou gekies wat in die pad lê. Hy is my naaste wie ek moet help. Natuurlik is dit ons naaste wat ons moet help. Maar dis nie waar die storie gaan nie. Wie dan van hierdie 3, die fariseer, die wetgeleerde of die Samaritaan? Wie dan van die 3? Julle wil heeltyd nou default wil julle die ou kies in die pad. Jy mag hom nie kies nie. Wie dan van die 3? Dink jy is die naaste van hom wat onder die rowers geval het? Wie dan van daai 3 is die naaste, dink jy? Nee, die Samaritaan. Wie het hom gehelp? Die Samaritaan het hom gehelp. Die Samaritaan het hom gehelp. Antwoord, Lukas 10:37, en hy antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. Toe sê Jesus, gaan doen jy net so. Jy sien, hy het aan ons barmhartigheid gewys. Ek en jy is half dood in ons sondes, sonder God se gees. Wat was die vraag? Wat nou doen om ewige lewe te kry? Jy moet die Here jou God hê, lief hê met alles in jou, en jou naaste soos jouself. Wie is jou naaste? Die Here Jesus Christus, die Samaritaan. Jesus Christus. As jy Jesus lief het, met alles in jou, as jy Jesus lief het meer as jouself, gisterand praat ek met die studente, meisiekinders, toe ons oor die kerk van Pergamus praat. Kom ek lees dit gou vir jou. Moet dit vir jou lees, hoe mooi is dit? Nou moet ek my Bybel oopmaak hierso. As jy kan, dan kan jy Bybels oopmaak by Openbaring 2. Jy kan nie, luister vir my, 'n goeie gawe Christen wees, sonder dat jy nie die Here meer lief het as jouself. As jy jouself lief het, dan kyk, jy's 'n weerkampanje. Waar gaan ek sal moet eers kyk na myself. Omdat jy nou, ons doen dit mos. Ek moet eers kyk na myself. Dis hoekom mense martelare geword het, want hulle was meer lief vir hom as hulle self. Hulle het hulle liggame wat hulle so oppas, ons pas ons liggame mos baie goed op, né? Deur te oefen, en ek het nou weer my rekord gebreek, ek dink ek is nou al by 6 push-ups. Nee? How I fallen from grace, nee, ek kon op 'n stadium weet nie hoeveel doen nie, nou sukkel ek om 10 te doen. En as ek kan ek amper nie eens opstaan as ek het gedoen het, nee, verstaan jy? Ek dink as ek vanmiddag afgaan op die push-ups, dink ek aan die koek wat Monica gebring het. As hy kennetjie maak so en hierdie armpies gaan so. Why me, Lord? Ek ken hy liedjie baie goed van Chris Christoffers en as ek myself jammer kry. Why me, Lord? What did I ever do? Nee? Openbaring 2, dan gaan ons hier na Thyatira toe. Hoor dit sê, en skryf aan die engel van die gemeente Thyatira, dit sê die seun van God, het ooit sy vuurvlam en sy voete is blank koper, ek ken jou werke, hoor jy so, ek ken jou werke, liefde en diens en geloof en jou leidsaam met jou werke en die laaste meer as eerste, dan gaan dit so aan. Waar het ek het nou hier, nou gaan dit oor Jezebel en die invloed van dit in die kerk, en ek sê vir die ander wat in Thyatira is, almal wat hierdie leer nie het nie, wat die dieptes van die Satan nie leer ken het nie, en die soos hulle dit noem, nie leer ken het nie, ek sal op hulle geen ander las lê nie. Hou net vas wat julle het, totdat ek kom. Aan hom wat oorwin en my werke tot die einde toe bewaar, sal ek mag oor die nasies gee, en hulle sal regeer met 'n yster selfs erg goed morgenster gee in hulle harte. As jy al hierdie kerke, behalwe die een natuurlik na Efese, het raas gekry. Maar as jy hom meer lief het as jouself, sal jy enigiets kan doen. Enigiets. Want jy gaan jouself tweede sit. Maar jy sien in hierdie verhouding, en in 'n huwelik baie keer, sit ons onsself eerste. Ek kan nie glo hy dit nou weer aan my gedoen nie. Hoe praat hy met my? Of wat ook al. En selfs met die Here. Jy sê die Here lief. Ons het ons nou laasweek gesê, die duiwels ook. Die sê glo in hom, die duiwels ook. En hulle sidder. Hy moet jou eerste wees. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek en jy sal nooit jou op straat liewer hê as onsself nie. Jy kan maar vir my sê wat jy wil. Kom aan, wees eerlik. Is jy? Daar is een eerlike antwoorde agter uit 'n kind se mond uit.
Hy het nog nie die lewe gesmaak soos ons nie, né? Nee. So hoe kan jy in jou lewe die naaste lief hê meer as jouself? Wie is jou naaste? Die Here Jesus Christus. Hy moet nader in jou wees as 'n broer. Jy moet ontsettend lief wees. Ek het in die podcast gesê, toe ek vir John Ramirez hierdie week hoor, en ek hou nie daarvan om na ex-sataniste te luister, en ek het al 'n bloukie met die meeste van hulle geloop. Baie van hulle is nog nie regtig vry nie, en dan dink jy hulle is vry, en dan bring hulle weird goed in. Maar ek het ook heeltyd hierdie ou gejudge voordat ek hom geluister het, ek moes repent toe nou. En hy praat, en hy sê daar 'n ding, terwyl hy sê hy. En hy sê, weet jy, ek gaan nie hemel toe, omdat die hemel is, nie. Ek wil hemel toe gaan, omdat hy daar is. As die hemel sonder Jesus was, wil ek nie gaan, nie. Dis wat hy sê. En daai compassion in daai ou, nie, vir Jesus. En dis wat ons almal moet hê. Daai een wat gekom het en jou kom haal het langs die pad. Hy het jou die lewe gegee. Hy het jou ingeboek by die kerk. Hy het jou die Heilige Gees gegee. Weet jy wat verwag hy van jou? Efese. Jy moet nie jou eerste liefde verlaat nie. En dis hoekom ek toe nou Thyatira gelees het. Want die tyd wat jy by Thyatira kom, is jy way gone. Want by Efese waarsku hy die kerk. Julle is so besig met goeie werke. Julle kyk na julle naastes. Julle het broederliefde. Julle doktrine is suiwer. Alles. Maar jy het nie jou naaste lief soos jouself nie. Jy het nie jou eerste liefde nie. Jy is besig om jou eerste liefde af te breek. Aspirus, want hy praat met 'n wetgeleerde. 'n Wetgeleerde, toe hy die storie vertel, toe hy klaar minag vir die storie. Nee, hy praat met 'n Joodse wetgeleerde, hy like die Samaritane niks. En hier kom Jesus, omdat hy altyd die opposite is, en hy challenge mense deur, ek moes nou die dag vir jou gesê, hy het arme mense baie liewer. Hulle het 'n voordeel, want hy was self arm. Hy het nie geld gehad nie, hy moes geld uit 'n vis se mond kry. Hy het nie eers die donkie besit, hy moes die donkie kry, wat hy op ingery het. Dit was nie eers sy donkie nie. Hy het nêrens 'n plek gehad om sy hoof te lê nie. En nou kom hierdie challenge, hierdie prokureur hom. Nou maar, wie is my naaste? Kom ek vertel jou 'n storie. 'n Sekere Samaritaan. Offense, en hoeveel keer het ek en jy, kom ons dink 'n bietjie terug, ons het 'n bietjie genade op die wetgeleerde. Toe ek en jy nog in dalk ons ander kerke was, hoe het jy offense gevat met happy clappies? Ons almal was skuldig daaraan. Hierdie ouens wat sing in die globes uitdraai. Nee? Ek het my eie broer geminag. Hoe kan jy in 'n kerk gitaar speel? Hoe? Ek was daai wetgeleerde. En ek het definitief myself baie meer lief gehad as hom. En toe ek nou in die herberg ingeboek word, toe het ek myself nog steeds, ek het myself, as ek my dood eerlik moet wees, ek het myself nog steeds meer lief as hy. Ons moet vir ons almal daai vraag afvra. Voordat ons verder aangaan met Jakobus, dat jy nie gejudge en gekondem voel oor hierso geloof sonder werke, ons sê nou al die nice goed. Maar die eerste punt is, Efese, voor jy by Thyatira kom, as jy saam met hom met 'n eysterstaf wil regeer, gaan jy jou eerste liefde moet uitgesort wees. Anders te gaan jy, en as jy eerste liefde uitsorteer, sê jy dood gaan vir hom. Ek is op 'n groepie op Facebook wat vir jou, 'n ou wat hierdie verhaaltjies vertel van die mense wat so doodgemaak is, en hierdie een ou, hulle het hom op 'n brandstapel gesit, en eers sy tong uitgetrek het, en net met op 'n praat oor Jesus, maar toe praat hy nog steeds sonder sy tong. Dis verhale, wat deur die kerk doodgesmoor is, die donker eeue kerk. Die donker eeue kerk wou nie gehoor het, want die donker eeue kerk was geran deur Satan. En hy het Christene, daai kerk het Christene gebrand op die brandstapels en afgemaak as hekse. Baie van hierdie stories wat jy hoor in Frankryk en Europa van die hekse wat gebrand was nie hekse nie. Dit was tannies wat aan die brand was van die Jesus, seker met shofars en olie. Soos hulle vandag ook nog is.
En hulle was gebrandshekse. En hulle het geweier om te verloon, want hulle eerste liefde was so sterk. En ek sê vir jou, ons gaan 'n tyd in van die kerk, as jy dit nie het nie, you're gonna fall by the wayside. Want die druk op die kerk gaan taaf raak. Dit gaan baie erger raak voordat hy kom haal. En dan vir die wat agterbly, in daai 7 jaar, en ek en Tinus hulle praat baie oor, gaan daar meer mense born again raak, as nog ooit van tevore. Onder daai druk, weet jy hoe lief gaan jy vir Jesus moet wees om dan vir Jesus te kies. Maar ek en jy is nou op die plek, waar ons uit van die pad afkom, ons het op die pad gelê, ons het born again geraak, ons is nou ingeboek. En nou is die Here met ons besig. En hy wil hê ons met daai ou lewe neerlê. Ja, ek het sigarette gelos, ek het drank gelos, ek het pornografie gelos, maar het jy jouself al gelos? Dis die grootste battle wat ek en jy moet fight. Is jy all in? Baie ouens sê nie, ek is all in. Is jy all in? Okay, as jy saam met my vanmiddag gaan, en ek skiet ook tekort daaraan, veral as my vlees moeg is. Dan sê ek, maar kan sy nie maar wag tot maandag nie. Verstaan jy? Dit gaan jou alles kos. Ek het die ander keer, ek kan net so vinnig storie vertel, mense wat wil doop, en ek kan nou maar eerlik wees daaroor, ons het ons in die Sondag gedoop. Hy sê vir my, jy sê, kom van 'n ander kerk af, ons wil nie in die publiek gedoop word, ons wil dit baie privaat doen, want ons is nog deel van daai, toch, weet jy wat, nee man, wat 'n game speel hulle? Join die kerk en maak het, Robert sê die Here vir my, luister nie, jy doen dit vir my, jy gaan daai twee doop vir my, kom jy oor jou teologie, en doen dit, en toe gaan doen ek dit net, en hy het vir my gesê ek moet dit doen, maar eers wou ek dit nie doen nie, maar toe hy my sê, hy is my eerste liefde, wat gaan ek dit doen, hy het moes gesê ek moet dit doen, so ek en jy, voor ons verder aangaan met Jakobus, moet vir ons self vra, het ek my naaste lief soos myself? Nou praat ek nie van die ou by die robot nie, ek praat nie vir die mense vir wie ons die wol by mekaar kry nie, ek praat van Jesus Christus, het jy hom lief soos jouself? Die tyd, soos ek nou, wat ek spandeer het, op myself, hoeveel tyd spandeer ek saam met hom? Dit is daai type goed, dat ons vir onsself, elke ou se battle is sy battle, nee. Ek sê nie vir jou, hoe jy jou lewe moet leef, en hoe jou verhouding met God moet wees nie, maar ek en jy moet op die plek kom, want hy gaan baie meer van ons vra, in die tyd wat voor lê, en dan moet jy hier mentally reg wees, dis ook wat hy sê, in 'n spesmagkering, sê hulle, die ouens wat dit maak, is die ouens wie se koppe reg is, want daar word van jou gevra om goed te doen, wat jy nooit, jy moet van plekke afspring, en langs onder kos bly, en goed, wat jy nooit, soos jou kop reg is, het jy jouself mentally prepare vir dit, en soos het vir die Christen wat gedisipel word, mentally prepare jou, vir dit wat daar kan kom, en as jy jou eerste liefde prepare, heeltyd, kan jy enigiets doen, enigiets, want jy het hom so lief, jy sal hom nooit verraai nie, en as hy vir jou iets vra, dan hoor jy sy stem, want sy skape ken sy stem, ken jy al sy stem? Nee, ek weet nie, dit is nou net my gewete wat my pla hier, so ek gaan dit nou nie doen nie, nee, dit is sy stem dalk, so, dis waar die Samaritaan storie gaan, wat moet ek doen om die ewige lewe te hê? En die Here vra van hom, maar hoe lees jy die wet, sê jy vir my, jy moet die Here jou God, lekker jou kop uit, ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, met my hele verstand, en my naaste soos myself, pragtig, jy kan dit opsê, hulle het die eerste 5 boeke van die Ou Testament uit hulle kop uitgeken, hy sê, pragtig, 10 uit 10, en toe, typies mens, hy wil homself regverdig, nou, wie is my naaste, so by the way, kom ek vertel jy die storie, 'n sekere man, het op die pad gelê, toe kom daar 'n sekere toe kom daar 'n leviet en 'n priester, en hulle kon nie ou toe nie help nie, hy is toe nou geroof, maar toe kom daar 'n sekere Samaritaan, dadelik hy op die agtervoet, hy judge klaar, hy kan in elk geval nie eers sy fisiese naaste lief hê nie, want hy gaan nie Samaritane lief hê nie, en toe verteenwoordig die Samaritaan nou Jesus, die Messias vir wie hulle wag, kom toe nie soos hulle lyk nie, hy kom toe in die vorm van 'n Samaritaan, soos my vriend Colin,
kom die engel toe in die vorm van 'n swart boemelaar. En hy mis dit. Maar die Here is nie kwaad vir hom nie, hy het homself gejudge, en hy het net daar vir homself gesê, weet jy wat, I'm not going to let that opportunity pass by me again. Kom ons leer uit ons foute uit. Die Here gaan ons altyd challenge, sodra jy dink, jy het hom regtig lief. Onthou wat hy vir Petrus gevra het. Dis wat hy vir ons almal vra. Het jy my regtig lief? Ja, for sure. Hy laat my lammers by. Het jy my regtig lief? Ja, natuurlijk. Laat my skape by. Hy vra dit vir jou ook. Het jy my regtig lief? Laat my skape gaan. So ek en ons wat in hierdie gemeente is, okay, die lammers kom, gee hulle plek om te by. Het jy my regtig lief, Joyce? Dan moet jy laat gaan ook. Wat is die mense instink? Ja, maar dan, ons wil die sterk mense hou hierso. Nee. God sê, die sterk mense wil ek hulle eie ministries begin. Hoe het werk dit vir jou? Dis wat gaan gebeur, baie. En raai wat, van hulle gaan verbygaan. Dan gaan jy ook wees soos een van die ouens. Jy sê, ek onthou het ek my ministry begin, ons het daar begin by JC hulle, maar ons het nou verby dit beweeg. Ja. Dis hoe dit moet werk. Tiaan Gilden is altyd baie waarin gesê, as hy koninkryk heerskappy verduidelik het. Hy sê, ek gee jou net die basics, die Here gaan jou baie meer hieroor leer as ek jou ooit kan leer. En dit is so. So voor ons aangaan na die tong toe, volgende week, hoekom moet ons tong beheer? Want jy het jou naaste lief soos jouself. Jy doen dit vir hom. Anders gaan jy jou tong anders seermaak. Hoekom wil jy nie anders seermaak nie? Want jy het jou naaste lief soos jouself. Hoekom gaan jy ander mense help? Hoekom gaan jy bedien? Hoekom gaan jy die jeug probeer help? Hoekom gaan jy sop kom bys toe? Hoekom doen jy enigiets? Omdat jy jou naaste lief het soos jouself. Wat sê Barry Bennett? Dis my mooi, ek het hom sommer gesteel op Facebook, julle kan sien daar, né? Alright, copy-paste, daar gaat ons. Until you understand and hate what sin has done to God's creation. Wat het sonde gedoen met Godse? Jy is God's creation. Die bome, die veld, alles is pragtig, maar hy gaan alles vernietig, okay? Hy gaan alles niet begin. Dit gaan hy niet begin. Jy is God's creation. En dit was stikkend. Dit het stikkend gelei daar op die pad. Stikkend, dit werk nie meer nie. Half dood. Dit is wat sonde gedoen het. And to mankind, you won't really understand or fully embrace the gospel. The gospel is the power of God to reverse the curse of sin, darkness, lack, bitterness, depression, sickness and loss. The absence of God brings loss. The presence of God in our lives bring increased spirit, soul and body. Is dit nie mooi nie? Luister die, ek wil vir jou self sê tot oor finansies. God bless jou. Nou die kerk het ook gemaak, ja maar kyk, ek moet en dan sal God. God gee net. En hoe vinniger jy dit gaan snap, dis goed om te gee. Maar hoekom gee ek? Omdat ek my naaste lief het as myself. Dis hoekom ek gee. Ja, maar God kan jou nie bless nie, want jy gee nie 'n tiende nie. Wat 'n nonsens. God gee. Hy het jou kom haal, dat jy het in elk geval niks gehad nie. Ja, maar nou sê ek, jy weet, ek ken hom nou die Here 4 jaar, ek bid hier nou begin verstaan oor tiendes en goed. Dis nie die gospel nie. Jy het niks te gee vir God nie. Dis goed om te gee. Maar dis, God gaan jou afval bless. Want hy wil die poverty by jou wegvat. En hoe vat hy die poverty by jou weg? Deur jou naaste lief is jouself. Net dan. Net dit. Jy kan nie God dien uit jou, wat is die regte woord nou uit, jy kan nie God dien op jou voorwaardes nie. Jy kan nie. As jy God gaan dien op jou voorwaardes, gaan dit nie werk vir jou, die gospel gaan nie werk vir jou nie. Jy moet God dien op sy voorwaardes, en wat sy voorwaarde? Jy naaste lief is jouself. Jou eerste liefde moet jy nie verwaarloos nie. Hy moet die ultimate wees vir jou, as hy vir jou sê spring, dan vra jy hoe hoog. En dit kan net uit 'n liefdesverhouding wees. Ek sal vir hom enigiets doen. Enigiets, want hy het my kom haal op hierdie pad. Hy het my kom vrymaak. Ek
Ek het niks daarmee te doen gehad nie. Hy het my innig jammer gevoel. Hy het compassion op my gehad. En omdat hy compassion het op my, en ek is in daai compassion, daai liefde, verhouding met hom, kan ek compassion hê op ander, en begin die goed net self gebeur. En as jy daarin bly, en jy bly weg, ek kan nie meer hierdie doen, op my selfoon nie. En dan, nie omdat jy nie, moet dit ophou mee nie, as ek het nou regstel nie, omdat jy dit nie meer wil doen nie. Baie mense sê, ja, is nie omdat ek dit nie moet doen nie, maar omdat ek nie meer wil doen nie. Is baie maklik gesê, hoekom wil jy dit nie meer doen nie? Omdat jy ontsettend lief is vir Jesus. En dit is die gospel. Hy het ons kom red van die dood, armoede, al daai goed. Armoede ingesluit. Hy het jou kom red, nie jy nie. Dis nie, hy soos, een ou verduidelik tiendes so, hy is nie, hoe die kerk tiendes verduidelik het, nee, is amper soos, God is die maffiabaas. Hy kom eenmaal 'n maand by die winkels om en hy kom collect. Weet jou as jy nie het nie, want dan kan jy nie geseën word nie. Wat 'n nonsens is dit? Wat 'n nonsens? God sê jy, niks by jou nodig nie. Hy is nie, wat is die regte woord vir die maffiabaas? Hy is nie die Godfather nie. He's the father, but not the Godfather. Alright, ons sien hom as 'n Godfather. Ja, jy weet, daar's sekere reëls in die Nuwe Testament. En die reël is, die goue reël is, wat Jesus sê, as jy die ewige lewe wil hê. En die ewige lewe, weet ons, beteken, is nie om vir ewig te lewe nie. Beteken, jy gaan al vir ewig lewe, is om God te ken. Dis die ewige lewe. Johannes 17 vers 3. En dit is die ewige lewe. Om God te ken in sy seun Jesus Christus. Dis die ewige lewe. So wat moet ek doen om die ewige lewe te kry? Ek moet dit wat ek ken, moet ek ontsettend lief hê. En dit kom deur verhouding. Dit kom deur tyd spandeer. En dit kom om sy goedheid te leer ken. En as jy hierdie storie vat en jy lees hom oor en jy sit jouself op daai pad, dan besef jy wat hy vir jou gedoen het. Is dit nie mooi nie? Ou me of ou my? Daar sê, ons storie is klaar. Sluit my stories uit. Het julle verstaan? Julle moet dit gaan lees, ja, is baie mooi, ne? Is baie mooi. Is beter as daai wat op my gesit is toe ek in Sabee was. Toe ek Sabee die storie gehoor het. So ons moet ons naaste gaan help daar buite, ne? Ek weet nog nie, hoekom my juffrou sê so? Jy weet, ek het geen compassion vir niks nie. Ek is net lief vir myself. Dit moet net my kamp, weet ek sal so 2 ure afstaan en by die sopkombuis te gaan werk. Want die res hou ek vir myself. En dis no judgment, no condemnation. Jy kan net alles vir die Here gee, soos die martyrs of oud, as jy rarig, men nie enige ou. En as ons lees van die martyrs, nee, van die martelare, dis nie almal wat dit gedoen het nie. Ek kan jy weet 80% van daai was 20% van die kerk van daai tyd, of dalk 10 wat dit gedoen het. Die res het gesê nee, ek is te lief vir myself. Ek gaan compromise. Verstaan? En in hierdie tyd wat voor lê, glo ek, en veral in die tydperk wat ons lewe van Laodicea, en Laodicea gaan oor die eie ek. Dit gaan oor human rights, die eie ek, en dit is sterk vandag. Sterker as ooit, dit is nog altyd sterk, maar dit is vandag sterker as ooit, want dit is die spirit of the age. Ek wil myself voed. Ek kom nie Sondag preek toe nie, want daai doen dit nie vir my soos daai nie. Dit gaan oor die eie consumer mentality. Dit is so. Nee, Here, ek wil net in die presence wees saam met my broers en susters. Ek kan in die Here se presence by die huis wees, maar hy sê, moenie die by mekaar koms verag nie, ek dink is die regte Afrikaanse woord, verwaarloos nie. Want hoekom nie? Ons stig mekaar. Is weer goed om jou te sien hierso. Is weer lekker om saam met julle skouers te skuur. Ons gaan saam die Here worship. Ja, Dylan se gitaar is bietjie vals en so aan, maar ons gaan. Nee? Alright. Ons het waar het ons daai ding geluister 'n maandag aand wat ou Petrus Moesen gesê het. Hy sê hy het al in kerke bedien wat die worship Hillsong standaard was. No anointing. Dan sy in swart kerkies gewees, waar die ou gitaar
Hy gee die beste wat hy het, vol anointing. God kyk anders as ons. Onthou dit. Hy kyk anders as ons. Dit sê nie as daar Hillsong tipe gehad het, is daar's nie anointing nie. Maar hy het dit as voorbeeld gebruik. Amen, nou gaan ek stop. Vader, dankie, ek bid dat U die naprediker sal wees van hierdie woord, ek eer U naam. Dankie Here dat U die Samaritaan is wat ons kom help het. Dankie dat U sommer die voorbeeld gebruik van daai tyd van mense wat geminag word. Dat U Uself verteenwoordig en skaar saam met die swakkes, saam met die wat geminag word. Here, mag ons elkeen U meer lief hê as onsself, en dis 'n challenge vir my, Here, dis 'n challenge vir elkeen van ons. My eie begeertes, my eie needs. Vader, mag ek U net aanbid, en mag ek nader aan U kom, mag ons elkeen nader aan U kom. En mag U vir ons die woord oopbreek, soos nog nooit van tevore. Ons eer U naam, ons loof U naam. Dankie wat U vir ons gedoen het in die kruis. Dankie dat U die Heilige Gees gestuur het. Dankie dat die kerk begin het 2000 jaar terug. Mag U kerk opstaan in die wêreld, soos nog nooit van tevore nie. Mag ons oor die ding kom, daai wat Lisa gister vir my gesê het, van celebrity pastors en al daai goeders, en mag ons asseblief begin reg kerk hou. Ons eer U naam en ons loof U naam. Amen en amen. Julle moet laat Lisa die vir daai stuur, en dit is net so. Ek was woensdag aan so, en julle almal word geroep vir dit. Staan op, volunteer, raak betrokke, leer, bid vir mense. Bid vir mense. Ons almal is geroep. Ek staan daar agter saam met Jonathan, en hier is 'n klomp mense wat bid hier. So sê ek nie wat, ek my werk nou gedoen, ek kan amper wyn nou. Dis hoe dit moet wees. Die mense moet opstaan in hulle autoriteit, en hulle moet bid vir ander mense, en elkeen van julle moet 'n kans kry om hier voor te staan, om iets te sê, soos vanoggend en laasweek. Waar is die tannie vanoggend? Die Fransie, ja, want hy? Kwak, we gaan bergklim, is al wat jy in Kwak doen. Ja, is daar nou by, Witsies, ons ou Witsies hoek, Kwak. Weet jy hoe klein is die wêreld? Kan ek julle gou 'n storie vertel? Gister bedien ek iemand in Potch. En die ou kom aan, papnat gereën. Ek sê, Jesus, hoe kom hy nie so nat? Hy sê, jy ek nie geweet nie, ek's blind. Doch, ekskuus, ek het nie geweet nie. Hy is toe blind. Maar hy het toe gesukkel om in die kantore in te kom, en hy loop, maar ek moet nie lag oor nie, maar. En hy sê, ek sê vir hom, en hy vat in my skouer, en ek vat hom na die kantoor toe. En ek sê vir hom nou, maar as ons altyd gesprek van, waar af kom jy? En hoe het jy op my gekom? Hy sê nie, hy het by Adel Nordee van Ruismeerbult het gesê, want Adel bedien sy vrou, en hy gaan hom nou bedien. En ek sê van, waar af kom jy? Hy sê, jy sal nou nie weet nie, maar baie klein dorpie, tussen Vryheid en Newcastle, Utrecht, jy sal seker nie plek heen. Ek sê, ek ken dit baie goed, my pa en ma bly daar, ek het basies groot geword daar. Hier was dit nou lekker, dit is 'n klein wêreld. Hier ken my ma, ek ken sy pa. Is dit nie awesome nie? Hoe die Here net mense by mekaar sit. En jy moet elke dag reg wees om iemand te help. En die Here sal mense op jou pad sit, die wêreld's baie klein hoor. Hier ken hy my ma en pa, toe ek vir my ma van het vertel, sê ja, yes. Hy het die Utrecht plat geloop, maar hy gaan nou bietjie sukkel, want Utrecht het 'n tornado gehad, hy gaan nou oor die bome val daar, maar hy het presies geweet waar is die strate en al die tipe goed. Is dit nie mooi nie? Ja, julle moet 'n lekker dag hê, 'n lekker naweek, julle moet dit geniet, en ja, ek het getrek, en ek het 'n boekie oor die barmhartige Samaritaan, waar ek vir julle die kerkboekie gewys het, en waar daai storie gaan, teenoor hierdie een. Lekker, julle gaan die PDF kry, en julle gaan die video kry, ons het vandag opgeneem op video, net om te kyk hoe werk ons beeld. Lekker julle. Let the one who hears the Savior say, come, and let the one who is thirsty come. Behold the Alpha and Omega, beginning and the end.
never thirst again. הרוח והכלה